be with me, Jesus? I ask you to stay. Comfort my worries through the night until day. In the darkness, Lord Jesus, I am the devil's prey. So I beg of you, please just stay, stay. In the morning, my Lord, try as I may, I still need your mercy, I still need your grace. So if you don't mind, sweet Jesus, what do you say? Will you be with me always to my... Hallo julle, is weer Vrydag en wanneer ry weer 'n bietjie rond. Ons is hier by Hermanus. En Hermanus, ons gaan tussen die draaier, kom ons onder by die grot uit. So hierdie is teen die kusweg af. Met die see agter en ek hoop nou nie die branders raak te veel en dat raas nou te veel en pla julle nie, nê. Maar is my weer spesiaal om saam met julle op Vrydag te wees. Die teks wat ek graag aan julle wil voorhou vir oggend of vanmiddag is daar Psalm 27 nadat Dawid deur 'n groot stryd gaan en hy sê dat hy vrees niks nie, wil ek graag weet hoekom hy nie vrees nie. Maar dan is daar iets by Dawid wat ek graag wil leer en by ander gelowiges ook. Dus hoe kan hulle stand hou te midde van die uitdagings waarin ons staan? As ons kyk na die wêreld en die manier waarop die wêreld prestasie beoordeel, dan lyk dit vir my wanneer die oorlog begin en wanneer ons swaar kry, asof daar iets fout is in ons verhouding met die Here, maar dit is nie waar nie. Wanneer ons partykeer nie antwoorde kry nie, wanneer soekens ons kry nie wat ons graag wil hê nie, of wat ons na soek nie, dan ervaar ons dikwels so 'n stryd in ons hart is aan 'n fout tussen my en die Here. Word dit dan nou gestraf? Of wat is nou die issue? Wat is nou die kwessie? Ons lees daar in Psalm 27 die laaste vers 14, 83 vertaling sê die volgende: vertrou op die Here, wees sterk en hou goeie moed. Ja, vertrou op die Here. En hy stel dit so mooi in die ou vertaling. Die ou vertaling sê in vers 14: wag op die Here, wees sterk en laat jou hart sterk wees, sê hy. Ja, wag op die Here. Dus so asof die ou vertaling vir ons sê, daai woordjie van vertroue lê, ons moet wag op die Here. En ek wonder baie keer of dit nie die goue antwoord is nie. Ons kry nie altyd die antwoord in die storm nie, as dinge baie skeef loop nie, maar ons moet 'n rukkie wag. Tyd is 'n wonderlike ding waarin daar antwoorde kom as ons net kan wag. En hierdie tyd waar ons lewe wat gaan oor onmiddellike gratifikasie, met ander woorde, druk 'n knoppie en jy kry die antwoord, lyk dit vir my by die Here hê, ons moet wag op hom. En dan kom die antwoorde. So 'n paar jare gelede was ek by 'n organisasie, BP, internasionaal. Ek was verantwoordelik vir hulle netwerke. Soos 'n netwerk afgaan in 'n olieboor daar in die Noordsee, dan is dit my verantwoordelikheid om daai netwerk weer in die gang te kry, veral omdat netwerke so belangrik is vir kommunikasie. Want ek mense in Hongarye gehad, ek het mense in Engeland gehad, en mense in Amerika, dan kom ons saam op elektroniese brug. Dis maar so 'n groep call en dan sort ons die probleme uit. Hoekom hulle my aangestel het as hulle noem dit 'n resolusie bestuurder, was dat ek moes die ingenieurs kans kry om die probleem op te los. En op 'n ander brug het ek gesels met die bestuurders wat wil weet wat het gebeur. So hulle wil onmiddellik antwoorde hê, maar jy kan nie die ingenieurs pla terwyl hulle besig om die probleem op te los nie. Dat ek vir die bestuurders gesê, wag so 'n bietjie, ons los eers die probleem op. Ons los eers die insident op. En dan sal ons 'n bietjie navorsing gaan doen oor wat het gebeur en hoekom die netwerk afgegaan. Die Here werk met ons ook so. Ons kry partykeer in die trauma, in die ellende, kry ons nie die antwoord nie, maar die Here sê, kom, vertrou my net. Die geheim is, wag op my. Ek sal vir julle 'n antwoord gee. Wat nou gebeur, is nie buite die wil en beheer van God nie, maar wil hê ons as sy kinders moet vir hom wag. En dan moet ons net geduldig wees. As daar nou woord is wat ek vandag vir julle wil gee, is die vrug van die Gees, praat onder andere, praat hy van geduld. Dat die Here vir ons geduld en selfbeheersing sal wees, luister mooi, om te wag op God. Ons is te haastig. Ons lewe in 'n tyd waar alles te haastig is.
Daarom moet ons as kinders van die Here leer om stadiger te wees en te wag op God. Ek het nie antwoorde vir jou huwelik nie. Ek het nie antwoorde vir jou werksituasie nie. Ek het nie antwoorde vir jou gesondheid nie. Maar wat ek weet as ek Psalm 27 vers 14 lees, is daar 'n goue antwoord en opgesluit, 'n wenk wat hy vir ons gee, sê, wag op die Here. Mag die Here vir ons genadig wees dat ons daai woordjie wag leer, wat saam met die geduld gaan, nê. Baie keer as mense in my beradingskantoor sit, wil hulle onmiddellik antwoorde hê. Maar dan sê ek, kom ons wag op die Here. Dan sal ons sterker raak. Kom ons wag dat hy met ons praat op sy tyd en wanneer ons stil word voor sy aangesig. Kom ons bid net saam. Here, wanneer ons so stil raak voor die aangesig, dan dank ons U vir die voorreg om te weet, U is altyd in beheer. Help ons dat ons vertroue sal hê, sal wag op U, sal luister wat U sê. Here, dat ons sal stop in 'n drafstap, en vir hom net gaan stil staan, en afsonder soos wat U seun Jesus ons geleer het, as homself gereeld afgesonder het, om met U as sy Vader te praat, selfs al voor die kruis, het hy daar in die tuin gestil raak. Leer ons om stil te wees. Leer ons om geduldig te wees. Here, kom leer ons asseblief om te wag op U en op U hand. Amen. Amen. Die Here vir jou seën ek so in die res van hierdie naweek, so die voorbereiding vir Sondag se dienste, wanneer ons weer mekaar kom. Ek staan seker heel voor in die koor. As ek sê, Here, kom leer my om te wag. Geduldig te wees en net rustig te wees. Luister na die stem van die Here, daar in die stilte van die aandwind, en kuier hy ons wil. Here, seën julle dat ons volgende keer weer mekaar sien soos hy wil. Kom ons wees lief vir die Here, want ons weet mos, hy is lief vir ons. Totsiens, groetes van hier uit Hermanus. Ons sien volgende week weer van mekaar. Totsiens. I still need your grace. So if you don't mind, sweet Jesus, what do you say? Will you be with me always to my dying day? Will you be with me always to my dying day?